Potgooi saam met, jy het 'n verskriklike van, Potgooi saam met Elrika Senekal van der Berg, van die Bybelhuis, die kurator by die Bybelhuis. Goeiedag, hi. Ag, is lekker om hier te wees, baie Welkom, dankie. dankie dat jy 'n tydjie gemaak het om met ons te kom gesels oor die Bybelhuis en die nice werke en dinge wat julle daarso doen. Nou, kom ons begin sommer so. Elrika, sê vir my, as ek nou 'n leet is en ek weet niks van die Bybelhuis nie, gee vir ons eerstens 'n kort introduksie in die Bybelhuis en gee vir ons 'n kort introduksie in jouself en laat ons weet waar om te begin. Okay. Ek is so van 2023 af is ek by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika betrokke. En ek is so van laas jaar 2024 se begin is ek nou permanent by die Bybelhuis self. Nou die Bybelhuis is in Bloem. Vir die wat nou nie weet nie, hierso so op die punt van die stad as jy nou so wil inry, so hy's heel maklik om te vind en te bereik. Die Bybelhuis is so half die toegangspunt. Engels sê vir ons 'n access point van die Bybelgenootskap met die mense van die streek. Nou ons streek is die sentraalstreek. Die sentrale streek, dis hy. En dit is die Vrystaat en die Noord-Kaap, maar die Noord-Kaapenaars het nie 'n Bybelhuis vir hulle self nie. Hulle Bybelhuis sit hier by ons. Ons is baie bevoordeel. Ek dink ons het een van die mooiste Bybelhuise in die land. Ons het in die Bybelgenootskap so 'n paar streke. Daar's een nou in die Kaap, ons noem dit die Wes-Kaap streek. Dis hy. Dan is daar die Oos-Kaap en dan is daar die noordelike streek wat nou Gauteng is en so. En dan die oostelike ouens is nou die KwaZulu-Natal mense. So daar is in elke streek is 'n Bybelhuis. Is 'n Bybelhuis, ja. Ja. Maar ek dink regtig ons het 'n fenominale mooi Bybelhuis. Ek dink ook ons het 'n mooi. As mense so van Langehoven Park af net oor Ja. die brug gaan, die eerste gebou Daar's hy. wat jy aan jou linkerhand kry, daar is julle. Ja, presies net so. Okay, baie goed. En dan die dinge wat julle daar doen is nogals baie. Julle het die auditorium daarso. Ja, ons het 'n pragtige auditorium. Ons het, kom ek sê nou gou eers, die Bybelhuis bied vir jou 'n plek waar jy jou Bybels kan kom koop. Dit is nou wat 'n ou eerste daar kan kry. So en jy kan jou Bybels by ons kry teen 'n beter prys as wat jy dalk aanlyn by ander plekke sou koop of dalk in party winkels sou koop, afhangende nou van die aanbiedinge van die maand. Dis reg, So ja. die publiek word regtig genooi. Hulle kan altyd daar kom Bybels koop. En onthou asseblief as jy oor 60 is, dan Ja. kry jy jou Bybel teen 30% afslag. So Dit daar nou ooit 'n- seniors ooit of 'n rede is. as jy nou nog nie sê, dan moet jy nou laat jou ma of jou ouma of iemand jou op Bybel vir jou Woensdag gaan koop. pensioen daar na jou toe kom en as daar nou Ja, ooit 'n rede is om 60 te word en om uit te sien nou dit sal dit nou een van hierdie wees. Dat jy nou kan daai afslag kry. So nee, die eerste punt is 'n ou kan daar kom Bybels kry. Maar ons het nou hierdie wonderlike auditorium. Ons het baie moeite gedoen om eintlik die Bybelhuis vir mense bietjie meer toeganklik te begin maak. Ek dink dis belangrik. Ek dink Ja. ons moet net gou 'n bietjie vashamer op daai punt en laat die publiek net verstaan die toeganklikheid, die gemak om net by julle op te daag is nou soveel meer makliker. Ja. Die hek is altyd oop. Mense is welkom om daarin te kom. Ek neem aan is veilig om te sê daar's koffie ook. Daar's koffie ook. Daar's Jy koffie. mag by ons kom koffie kry. En jy mag koue water ook kry as dit hierdie 39 grade somers daar is, dan mag jy koue water ook daar kom kry. Ons sal vir jou ys gee, beloof. En ons winters is mos maar kort. En ag nee, 'n mens kan net daar kom sit. Weet jy, was dit aan die einde van 2023? Ja, ek wil op 30 November presies daai dag. Toe is daar 'n kunstskool wat vir ons 80 kunswerke kom gee van 40 kinders. Elke kind het 2 skilderye gemaak. En daai skilderye is geïnspireer deur daai kind se belewenis van 'n Sy ervaring, Bybelversie. ja. So as jy nou daar instap, is dit hierdie pragtige, ek wil sê ontploffing van kleur en energie van hierdie mooi kunswerke wat regtig reg deur die Bybelhuis hang. So al kom jy net en jy wil nou rustig een vir een na hierdie 80 prente kom kyk, dan kan jy dit ook doen. Nice. Onthou natuurlik, dit is nou 'n storie, almal weet dit nie. Destyds toe die Bybelhuis gebou is, het Vader Klaarhout dink ek vir ons in daardie selfde tyd het hy vir ons 14 skilderye geskilder. So ons het Vader Klaarhout, ja, toe hy nou nog geleef het en die het nou so altyd so half verstrooi daar deur die Bybelhuis gehang. En toe ons nou hierdie kinders se kuns ook kry, toe sê ons wag, kom ons sit die Klaarhouts bymekaar. Nou noem ek dit die Klaarhoutkamer. Maar hulle is nou so spesiaal op een plekkie daar so in die Bybelhuis waar ou nou ook net kan gaan sit en na hierdie 14 Klaarhouts kyk wat baie besonder is.
mense wat sy kinders goed ken, sê vir my, dit is nie sy normale onderwerp temas nie. So dis bietjie ongewone goeters, wat hy daar's byvoorbeeld een met 'n vuurpyl. Ek dink nie hy het normaalweg vuurpyle geskilder nie. Ja, so ou kan bietjie daarna ook kom kyk. Wat se impak het die Bybelhuis gehad in die samelewing, in die gemeenskap? Is daar spesifieke gebeurtenisse of gebeure wat jy aan kan dink, waar jy kan weet waar die Bybelhuis werklik 'n verskil gemaak het? Die een ding wat ek graag glo, en dis nou kom nou uit die voorgeskiedenis uit, wat ek nou nie altyd so 100% mee vertroud is nie. Ek is bietjie jonger met die geskiedenis te mekaar as party mense, maar onthou, die Bybelhuis staan op die terrein waar die Bloemfontein konsentrasiekamp was. En Bloemfontein konsentrasiekamp was een van die grootste konsentrasiekampe in die land. Is dit nou gedurende die Boereoorlog? Korrek, ja. Okay, ja. Korrek. En daardie konsentrasiekamp het wyd gestrek. Hy was geografies regtig groot. Ek dink hy het self Spitskop ingesluit. Wow, dis 'n entjie. En ja, daar was baie mense. En om nou te kan sê dat op letterlik hierdie terrein van grond wat soveel ellende en soveel hartseer verteenwoordig in die geskiedenis. Nou is daar 'n plek wat eintlik praat oor versoening en genesing en herstel en wat dit eintlik verteenwoordig. Daai is al klaar nogal vir my baie impakvol. Ek hoor jou. Dis ook belangrik om te noem, ons is nou in Bloemfontein, en Bloemfontein is nou wel Afrikaans grootendeels georiënteerd, maar julle as die Bybelhuis fokus nie net op Afrikaanse Bybels nie, julle fokus op verskillende Bybels ook. O ja. Ons het verskillende tale Bybels, dat ek dit my woorde reg vind. Nee, reg. Ons het verskillende Bybels. Ons hou Bybels aan wat ons self vertaal het, wat dan nou eerstens wil ek nou sê ons produk is, wat Bybelgenootskap Bybels is. En dan het ons 'n paar Engelse Bybels, 'n paar verskillende opsies. Nou dit is nie ons produk nie, dit is waar ons toestemming het om hierdie paar geselekteerde Engelse Bybels, wat deur ander instansies vertaal is en gedruk is, om dit te mag verkoop en aan te hou. So ons het 'n seleksie van Engelses. Dan het ons met Afrikaans alleen, het ons die 3 groot vertalings. Die ou vertaling, die nuwe vertaling en dan die 2020. En in al daai vertalings is daar verskillende Bybels beskikbaar, van verskillende groottes en kostepryse en so. En dan het ons in die ander tale van die land, het ons van elke taal, het ons ook verskillende Bybels beskikbaar, soos wat nou meer relevant sou wees tot ons provinsie. Sê nou maar, ons hou Zulu en Xhosa aan, hoewel dit nou minder, en ons hou Tswana ook aan. Sepedi dink ek hou ons ook aan, maar dan van ander tale wat baie minder in die Vrystaat is, so sê nou maar isiNdebele. Sal ons dalk nou net 1 of 2 hê, maar dit is moontlik om te kry. Korrek, ja. Dis ook belangrik om te noem, ons begin nou al hoe meer in 'n digitale era aan beweeg. En hoe hou die Bybelhuis hand met die digitale era en die verkondiging van die evangelie, waar mens nie meer 'n papier boek in jou hand vashou, die woord in jou hand vashou nie, maar 'n tablet of 'n iPad. Hoe hou julle hand wat dit aanbetref? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Die Bybelgenootskap doen baie moeite om ons digitale voetspoor te vergroot. Ek het laas toe ons hoofuitvoerende beampte gepraat het laas jaar oor statistiek wat wêreldwyd so half uitrol en syfers en navorsing wat spesifiek gedoen word op die kontinent van Afrika. Toe het hy iets gesê wat nou vreeslik in my kop vasgesteek het. Hy het gesê die kontinent met die meeste mense wat onder 25 jaar oud is. Ja. So dis die grootste groep mense wat jonger is Afrika. En van hierdie mense, hierdie groep 25 en jonger, spandeer 8 ure 'n dag minimum op tegnologie. Op tegnologie, maar dan eintlik maar spesifieke selfoon. Dis nou nie sommer 'n tablet of so nie, nee. En hoekom dit nou vir my so vasgehaak het, is my seuns val nou presies in daai ouderdom kategorie. So ek het, nou dink ek, dis 1/3 van 'n dag minimum wat hulle op so toestel, nou dink ek, en dis die minimum, nee, daar is natuurlik baie van daai ouderdomsgroep wat nog meer. En die gedagte van die Bybelgenootskap is, as dit dan is waar die mense leef,
dan kan ons mos nie bekostig om nie daar te wees. Sekondeer. So ons moet dan daar waar mense leef, moet ons wees. So daar is toe eintlik baie moeite in die definitief afgelope 2 jaar en dit hou aan om daai moeite te doen om digitaal ons voetspoor te vergroot Dis hy. en om opsies daar te stel wat toeganklik is en wat mense wat so digitaal wil lees en besig is kan kry. Nou ons het byvoorbeeld 'n baie oulike toepassing wat gratis is. Nou vertel ons asseblief. Ja, dis die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se toepassing en jy laai hom heeltemal gratis af op jou toestel en wanneer jy net jouself registreer, wat dit bly kostevry, dan kan jy toegang kry tot al die Bybels wat ons vertaal het in al die amptelike tale van die land en 'n paar ekstra soos Frans en Portugees selfs wat jy weet wat nou nie amptelike tale van die land is nie. So hier maak net al hierdie opsies oop. Ons het ook 'n webwerf wat hulle ook aanhoudend uitbrei. Nou goeders wat nou oulik is wat daar gebeur is, daar is baie goeders vir die jeug. Leesprogramme, vasvraaggoedjies, die Engelse quizzes en oefeningkies en dinge waarmee jong mense kan besig wees. Daar is ook oulike Bybelstudie temas. Daar is byvoorbeeld selfs, ek wil sê ou preke wat opgelaai raak op die webwerf. So daar is onder die bronne aspek van die webwerf en die toepassing, daar 'n legio opsies wat toenemend net groei en groei. Ja. Iets waarvan ek verskriklik hou op ons toepassing is as jy daar begin rondspeel, kan jy self byvoorbeeld 'n vers van die dag uit enige vertaling wat jy voorlees is, kan jy gaan vat. Jy kan jou eie foto gebruik of jy kan van ons foto's gebruik en jy kan dit stuur. Ag nee, ou kan baie lekker daar gaan speel. Daar is ook 'n vers van die dag tipe aspek daaraan wat die Bybelgenootskap vir jou elke dag 'n versie kan gee. Nice. Maar daar is lieflike maniere hoe jy kan letterlik so nou op jou skerm enige Bybel wat ons het lees. Jy het nou sommer al klaar my volgende vraag ook geantwoord en dit was nou juist vir die jeug, vir die jong mense van vandag sou dit gewees het, hoe verander die dinge met die Bybel en hoe hou hulle besig, maar hier noem jy nou die toestel en al die speletjies en die dingetjies wat 'n mens wow, dis regtig great. Ek's mal oor dit. Ja, want dis deel van daai visie en missie van ons wat ons moet Bybel versprei. Ons distribusie en beskikbaarstelling. En ja, dit sou net nie sin maak as alles dan digitaal raak. Dis hy. Om net afwesig te wees in daai dimensie van lewe deesdae. Sekondeer. Kom ons gesels bietjie oor Bybelgeletterdheid. En ons het ook nou vroeër net voordat ons hier kom sit het in ons potgooi gesels, het jy ook genoem van al die verskillende dinge wat by die Bybelhuis self gebeur. En daar het jy ook dan genoem oor die auditorium en jy het genoem oor die lees waar mense Ja, by die dis nou per toeval as 'n ou nou, ek wil nou die woord toeval versigtig gebruik want Christene glo nou nie eintlik in toeval nie, maar daar is 'n leessentrum ook by die Bybelhuis. Dis nou ook 'n ding wat julle aanbied. Dit is nie iets wat ons aanbied nie, maar dit is beskikbaar op die perseel. Nou, so 'n paar jaar terug het navorsing internasionaal uitgekom en daar is eintlik besef of die syfers het dit gewys, Suid-Afrikaners het 'n uiters swak leesbegrip. Ons is eintlik van die swakstes in die wêreld. Wow. Dit beteken dat as jy nou 'n kind kry wat matriek haal, dan het daai kind se leesbegrip vlak waar hy kan dalk lees, maar hy verstaan nie wat hy lees. Wat hy gelees het nie, ja. Hy kan dit ook nie weergee vir jou nie. Dan het daai leesbegrip vlak vasgehaak op graad 4. Wat ontstellend is, nie, want onthou nou dit rol uit. Ja. Nou het jy mense wat dalk universiteit toe gaan. En jy het mense in die werksplek en hulle moet dokumentasie lees, maar hierdie persoon het eintlik 'n begrip van 'n graad 4 kind wat 'n beginleser is. Ja. Ja, so dit is bietjie ontstellend. Nou ja, by die leessentrum is daar programme waar mense sou kon inskakel om daardie probleem aan te spreek en is nie net vir kinders gereserveer nie. Enige ou is welkom, maar die Bybelgenootskap self, hoewel dit nie ons primêre taak is nie. Ons primêre taak is nie om mense noodwendig te leer lees nie. Dit is tot 'n groot mate die onderwysdepartement se taak, maar ons vat hande. Ons besef daar is 'n tekort. Daar is 'n tekort en waar ons kan en waar dit met ons visie en missie kan
belyn raak, probeer ons dit adresseer. So ons het byvoorbeeld 'n program wat ons noem die leesvaardigheidsprojek, in Engels die Literacy Project, waar ons 'n paar boekies uitgebring het wat regtig net vir 'n beginleser kan help en so 'n bietjie aan die hand vat, en nou kan jy met 'n flitskaart 'n woord herken waar ons materiaal dan nou Bybel georiënteerd is. So iemand kan nou wat nou begin woordjies leer lees, kan dan boekie 1 kry. Hulle is baie goed geprys ook, baie billik, en dit word deur die staat, deur die onderwysdepartement ondersteun as deel van iets wat sou kon help saam met die CAPS sisteem. En dan kan jy nou so 'n bietjie aan die hand vat en okay, hier's nou 'n woordjie Moses en rivier en water en sulke tipe goed, pappa, mamma en so aan. So daar is so 4 sulke boekies in die reeks om te probeer om dit ook aan te spreek en te ondersteun. Want ja, daar is selfs in Suid-Afrika baie volwassenes wat nie kan lees. Wat sukkel, ek sien van hulle hoor. Jy sê joking. Ons praat so oor die auditorium. Vertel vir ons wat gebeur by die auditorium by die Bybelhuis. Wat doen julle daar? Wat's interessante dinge gebeur daar? Daar het 'n paar lekker dinge al gebeur. Ons het nou al die jaar het ons nou al weer 'n lofprysingsaand gehad. Ek dink die 4de een wat ons al aangebied het. En mense kan kom en hulle kan net vir ure lofprysingsmusiek speel en saam sing, en jy hoef nou nie 'n volledige orkes te hê om dit te laat gebeur nie. Ons het videofasiliteit daar en 'n lekker klankstelsel en so. Die parkering is goed so, en natuurlik die toegang is nou maklik tot die terrein. Ja. Ons het natuurlik ook nou al interessante goeds gehad soos huwelikskursusse. Dan eindig die huwelikskursus in wat die aanbieder noem 'n amazing race. Dan moet die pare nou so bietjie teen mekaar meeding, en dan moet hulle nou probeer kyk wie gaan die kompetisie wen om nou eerste by die punte in die stad uit te kom. So dat dit oor Bloemfontein. Dis oor Bloemfontein, maar die eerste deel daarvan is by die Bybelhuis. Ja. Nee, kyk, jy sien net ouens rondjaag van punt tot punt. Ons het 'n studiemetode kursus al gehad waar ons skooliere die geleentheid gegee het om bietjie te leer om beter te vaar. Dit was oulik vir my, want ek het my eie kinders soontoe gesleep, en ek het gesien daar's baie ander ma's wat hulle onwillige kinders ook maar sleep soontoe, maar ons hou aan probeer. En dan is daar byvoorbeeld oulike ander goeters wat ook gebeur. Die ouens in die konstruksiebedryf het ons laas jaar gekontak en genader en gesê hulle wil graag uit hulle geleedere uit 1 keer 'n maand by mekaar kom en bid vir hulle besighede in konstruksie en vir die werkers en so. Dis heeltemal uit hulle geleedere gebore. En ek het net gesê wat 'n voorreg om julle te ontvang. Dit is hoekom die Bybelhuis daar is. Dis julle sin. Daar's toegang vir julle. En so het hulle toe nou later 1 keer 'n maand begin by mekaar kom by die Bybelhuis op die eerste Woensdag van 'n maand, meeste van die tyd. Baie vroeg die oggend, hulle is al klaar voor 8 dat almal nog kan gaan werk. Hulle toe later vir hulle self 'n naam geskep en hulle noem hulle self Buldy's Kingdom en 'n logo Buldy's Kingdom, en dis byvoorbeeld 'n voorreg om vir sulke ouens 'n huis te kan wees. Waar hulle mag sê ons plek waar ons by mekaar kom is daar. Ag, en daar's gebedsgroepe, die ouens van Jericho Mure byvoorbeeld wat bid vir die hele stad en vir die land en vir herlewing. Wanneer hulle nodig het om elders by mekaar te kom, is dit my voorreg om te sê, weet jy wat? Kom, gebruik ons. Die Bybelhuis is hier vir julle. Ek sê ook vir mense, onthou, dis nie my Bybelhuis nie. Dis jou Bybelhuis. En ons het nou uiteindelik 'n lekker advertensiebord daar op die terrein wat sê vir mense wat uit die stad uit na Langehoven en Park se kant toe, want hy's daai kant van die pad. Ja? Dan sê hy, dit is jou Bybelhuis. Baie mooi. Dit is regtig elkeen sin wat assosieer daarmee. Net soos jy lees nou daar op die bord, is daai konstruksiemaatskappy se build his house of dis regtig waar baie nice. Ek hou baie van dit. Ja. Agter die skerms by die Bybelhuis. Wat gebeur daar? As mens nou moet dink aan die daaglikse bedrywighede wat daar gebeur en hoe hou jy jou span gemotiveerd en al die, vertel ons bietjie wat gebeur daar. Ons is op hierdie stadium min personeel. Ons het in April se einde het ons een dame wat 25 jaar by die Bybelgenootskap gewerk het. Het sy toe afgetree. Ja. So, en ons het nou nog nie daardie posisie
vervang nie. So ek het een personeellid wat nou letterlik op hierdie stadium eintlik 3 verskillende posisies se take vervul. So ek dink nie Linda het ooit 'n vervelige oomblik in haar dag nie. Nee, sy skarrel rond. Dan het ons 2 ander personeellede, Maddie en Kosie, en dan is daar nou ek. So ons is op hierdie stadium so klein bietjie min gesaai. Ons moet nog iemand aanstel en ons het ook 'n verkoopsverteenwoordiger. Haar naam is Inge. Ja. En haar werk is om van plek tot plek en besigheid tot besigheid te gaan en kerk tot kerk en letterlik Bybels ook te verkoop as 'n verkoopsverteenwoordiger. Maar 'n dag begin by die Bybelhuis. Ons maak 8:00 oop. En dan sit ons as span eers saam in Bybel lees gou en bid. En dan dis die begin regte manier, dis hoe die dag moet begin. Dit is hoe ons dit definitief wil doen en dan begin die werksaamhede van die dag nou. Nou die wat agter 'n rekenaar moet inskuif, skuif dan agter die rekenaar in en begin letterlik die administrasie van die streek hanteer. Die Bybelgenootskap se hoofkantoor sit in Kaapstad, so baie goeders word uit Kaapstad uit gehardloop, maar lyk my party daai klomp in die Kaap dink vir ons klomp werk uit in die Vrystaat. Hulle hou ons besig, hoor. Nee, ons het nie baie vervelige en verveelde oomblikke nie. Ons of dit nou e-posse antwoord of oproepe maak of met mense skakel. En dan is daar natuurlik my funksie wat is om met mense verhoudings te bou, soos wat ons nou hier doen. En om te help om ons sê nou maar ons teenwoordigheid en ons voetspoor uit te brei, sodat meer en meer mense kan weet wat ons doen en waarmee ons besig is. Maar ja, om die gronde in stand te hou, om die gebou in stand te hou, niks is verniet nie. Niks is verniet nie, dit is die tipe ding waarmee Kosie en Maddie baie keer besig is en wat hulle werk tot 'n groot mate behels. En dan nou, soos ek sê, die administrasie van iemand sit in Katoo en hulle bestel uit ons Bybelhuis uit hulle voorraad en dan moet daai goed nou opgemaak geraak en versend word. Korrek, ja. So gepraat van dit, die Bybelsverspreidingsprojekte wat julle aangaan. Waarmee is julle op die oomblik in besig wat dit aanbetref en 'n opvolgvraag as ek so nuuskierig mag wees is, hoe word dit befonds? Dankie vir daai vraag. Die Bybelgenootskap is 'n NPO. Ons is heeltemal net afhanklik van donasies van die publiek en van die kerkgemeenskappe en die geloofsgemeenskappe. Dit is ons enigste bron van inkomste. Eintlik inkomste. So as dit nie vir donasies is nie, is daar nie iets soos die Bybelgenootskap nie. As ek dit nou op 'n heel eenvoudige manier kan verduidelik, dan sê ek vir mense, ons produk is 'n Bybel. Nou baie keer word daardie Bybel verkoop teen 'n prys wat minder is as wat dit kos om daai Bybel te druk. Vervaardig, ja. Ja. En daardie prysverskil word moontlik gemaak deur donasies. So ons kan nie staat maak op 'n winsgrens wat so winsgewend is dat die verkoop van Bybels ons aan die gang hou nie. Dis letterlik donasies. Ons is absoluut afhanklik van donasies en as enigiemand dan nou kyk, onthou dit. Dit is die lewensaar en die bron en die hartklop van die Bybelgenootskap. Nou, ons doen 3 goed. Daar is natuurlik 'n misverstand wat maar so buite in die gemeenskap bestaan en dit is dat die Bybelgenootskap moet gratis Bybels uitdeel. Dit is ons funksie. Dis nie ons funksie nie. Ons is mal daaroor om dit te doen wanneer ons kan. Maar daar is nie op die ou end van die dag ooit 'n ding soos 'n gratis Bybel nie. Hy moes gedruk geraak het en om dit te doen moes hy betaal geraak het. Dit is gewoonlik dan 'n donateur wie se geld gebruik word om so iets te doen. Kan doen, ja. En as hy dan verniet uitgedeel word, dan is dit op grond van die feit dat iemand dit moontlik gemaak het. Ons funksies is om Bybels te vertaal en om Bybels te publiseer, te druk en te maak en te ontwerp. Julle druk self of het julle 'n buitemaatskappy? Ek gaan nou iets vir jou daaroor sê dan. Dis 'n baie goeie vraag. Ja, nee, goed. En dan om Bybels te versprei. So vertaling, publikasie en verspreiding. Dis wat ons doen en jy daaroor gevra. Ons versprei oral waar ons kan, so gereeld soos wat ons kan. Maar hoor wat is nie daar nie. Ja. Gratis Bybels uitdeel. Dit is nie deel van ons julle missie en visie nie, hoewel ons dit doen met liefde so gereeld as wat ons kan. As julle kan. As ons kan, ja, en wanneer ons kan. Korrek. Nou, interessant genoeg, meeste van die wêreld se Bybels vandag
word gedruk in China. Okay. Ja. As jy vandag in Suid-Afrika enige Bybel koop en jy gaan slaan hom oop aan die voorblad, gaan daar waarskynlik staan printed in China, gedruk in China. My gedorie. Okay, ek het dit nie geweet nie. So ons produkte, maar ook ander handelaars in Suid-Afrika se produkte word verseker gedruk in China. Nou daar's baie redes voor. Dit is maar net op hierdie stadium die goedkoopste om dit daar te laat doen en dan in te voer. Maar onthou nou, as jy nou in China 'n Bybel druk, beteken dit daai ding moet vooraf betaal word in Amerikaanse dollar. Dis hoe dit werk. En ek hoef vir niemand iets oor dollar en die rand te sê nie. Almal weet hoe werk die forex. Hoe daai som werk. Ja. Maar dit is in terme van die tegnologie en die volumes wat gelewer kan word en die tyd om dit te doen. As jy nou mooi gaan dink, Bybelpapier byvoorbeeld is uiters duur papier. Dis heeltemal anders as daai pak papier wat jy by Pick n Pay koop en deur jou rekenaar se drukker stoot. Bybelpapier is ontsaglik dun, maar hy moet sterk wees om vir en hy jare te moet kan nie deurskyn nie. So dun soos wat hy is, as jy aan die een kant druk en jy hou hom so, dan as jy lees wil jy tog nou nie sien wat staan aan die agterkant nie. En terselfdertyd moet hy bitter dun wees. So dis 'n baie spesiale tipe papier wat baie duur is. Nou net dit byvoorbeeld is iets wat 'n ou nie sommer net enige plek raakloop nie. Ag en dan nou die bindproses en alles. Maar ja, so nee, ons Bybels kom van China af. Nee. Ons interessante feit vir die dag, né? Ja, ons ontwerp en die plek waar dit gedruk word is Amity Press in China. En hulle druk waarskynlik op hierdie stadium van die meeste van die Bybels in die wêreld. Ja. Nou so gepraat oor julle missie en julle visie en wat julle is met die vertaling van die Bybel en dan uit die aard van die saak die verspreiding ook. Vertel ons bietjie oor enige spesiale weergawe van die Bybel, spesiale uitgawes van die Bybel. Ons is nou hierdie jaar is Afrikaans 100 jaar. Dis reg, ja. En nou juis in April gewees. Korrek, ja. Dis reg, ja. En om dit nou so half te vier het ons twee Bybels. Die een is nog op pad. Is 'n spesiale weergawe van die 1933 Afrikaanse weergawe. Dit is my die mooiste weergawe daai moet ek sê. Wonderlik. So dis 'n spesiale hersiene weergawe van dit wat nog kom deur die loop van die jaar en ons het nou teen die einde van Mei het ons die Afrikaanse Bybel vir almal ook gekry nadat hy vir baie jare nie beskikbaar was nie. Nou destyds het die Bybelgenootskap spesiale vertaling gedoen wat ons genoem het die Bybel vir dowes. Okay. Nou dowe taal is 'n klein bietjie eenvoudiger as ander spreektaal, omdat dowe taal half afgelei word nou uit gebaretaal. Dis reg. So klein bietjie minder abstrakt partykeer en so aan. En dan is daar toe nou 'n Bybel gespesiaal gemaak wat in die taal sou wees, sê nou maar met die woordeskat spektrum wat 'n dowe persoon sou hê. Daardie Bybel was in Afrikaans en in Engels. En toe het die Afrikaanse druklae het uitverkoop en dit is nie dadelik weer vervang nie, maar hierdie jaar het ons dit nou weer teruggebring. Maar die Bybel vir dowes is ook genoem die Bybel vir almal. Dis dieselfde Bybel. Nou die nuus wat nou uitgekom het is die Bybel, die Afrikaanse Bybel vir almal, die ABA. En hy is nou so half die nuwe hervorming van daardie Bybel vir dowes. Maar wat nou so fantasties is dis nie sommer net 'n afgewaterde Bybel met eenvoudiger taal nie. Om daai Bybel te vertaal het hulle ook weer teruggegaan na die Hebreëus en die Grieks toe. En 'n baie integriteitvolle vertaling gaan doen uit die brontale van die teks, maar in eenvoudige taal. En as jy dan lees, dan sien jy, joh, maar hier's daar in verse wat vreeslik oulik omskryf raak. Nou ek sê byvoorbeeld altyd vir mense, as jy nou 'n kind wil vat, en jy wil die kind het nou met 'n kinderbybel groot geraak wat prentjies het en so, en nou wil jy die kind stadig aanvat na 'n, sê nou maar 'n groot mens Bybel wat nou niks prentjies het, wat nou net gedruk is, dan is daai Afrikaanse Bybel vir almal is 'n wonderlike oorgang. Tussenganger. Dis 'n fantastiese Bybel. Ek hoor. Want hy het nog prentjies in, maar elke woord verduidelik hy. As jy nou byvoorbeeld Psalm 23:1 wat sê die Here is my herder, dan sal die Afrikaanse Bybel vir almal daarby herder, sal hy 'n kolletjie hê, en dan onder aan die bladsy dan gaan hy vir jou verduidelik wat is 'n herder.
en waarskynlik in sommige gevalle agterin of binne in die teks is daar partykeer in sommige gevalle is daar self 'n sketsie. Nou ek sê nou nie daar's 'n sketsie van 'n herder nie, maar die beginsel bly dat hier en daar is van sleutelbegrippe is tekeninge in die Bybel sodat iemand wat lees kan sien, o, dit is nou wat Dis wat bedoel eintlik bedoel. Ek verstaan. Ja, Ek hou baie van dit. Dit is vir my regtig waar 'n baie mooi oorgangsfase tussen gangerskap. Fantastiese Bybel. Love it. Nou as die kurator van die Bybelhuis en as 'n dame met wie ek so praat en wat ek kan hoor het baie insig en wysheid, kan ek nou seker vir jou vra die ontwerp van plus minus 200 jaar van die Bybel in Suid-Afrika. Hoe het die missie oor die tyd ontwikkel? Weet jy? Ek gaan 'n bietjie moet dink daaroor. Ek het nie heeltemal daardie geskiedenis nie. Toe die Bybelgenootskap 200 jaar terug in Suid-Afrika begin het, was dit tot 'n groot mate amper nou nog die British and Foreign Bible Society wat begin het. Vandag staan ons bekend as die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Daar rondom kan ek sommer gou sê, ja, deel met ons elke asseblief. land het sy eie Bybelgenootskap. So Lesotho het die Bybelgenootskap van Lesotho. Namibië het die Bybelgenootskap van Namibië, Botswana dieselfde. So ons is die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en 'n groot deel van die idee is rondom dit sodat elke land baie kan fokus op die tale binne daardie land. Sodat ons net kan fokus hou en dan met meer sukses dit kan uitbou. Namibië sal dan nou natuurlik 'n taal soos Herero byvoorbeeld baie meer werk rondom dit doen en ons sal nou meer werk doen rondom 'n taal soos Suid-Sotho byvoorbeeld. Die visie sou oor tyd heen van vertaling, distribusie en produksie. Ek dink nie dit was noodwendig 200 jaar terug toe die British and Foreign Bible Society in die land was. Nie, ja. So spesifiek genoem dat dit dalk die 3 punte was nie, maar oor tyd heen sou dit nou so ontwikkel het dat dit is waar ons vandag staan. Maar daar is 'n lieflike lese wat ons het wat definitief vas staan en dit is God se 'n Bybel in elke hand en God se woord in elke hart. En dit is vir my 'n baie kosbare lese daar. Ja, Bybel in elke hand en God se woord in elke hart. En ons bly nogal by dit. Ons ideaal, daar is die visie. Elke mens moet 'n Bybel hê. En as ons nog daai mens se Bybel in sy taal kan laat wees, dan is ons presies waar ons wil wees. Hoeveel nie beter nie, né? Ja, dan is ons waar ons wil wees. Leer baie by jou. Leer regtig baie by jou. So dan ten slotte, enige sluitende gedagtes, enigiets wat jy nog met ons wil deel wat ons ook nie nou hier oor geraak het nie? Ek wil nog so gou ietsie vertel oor vertaling. Syne dit nou een van hierdie belangrike goed is wat ons doen. In Suid-Afrika op hierdie stadium is al die 12 amptelike landstale. Daar's mos nou gebaretaal het nou bygekom. Nou ons het nou nie 'n gebaretaal Bybel nog nie, maar die ander is almal nou vertaal. So elke amptelike landstaal het 'n Bybel in daardie taal. In daai taal, dis reg, ja. Dit het nie oornag gebeur nie. Bybelvertaling is iets wat baie lank vat. Gemiddeld vat dit 12 jaar. Maar partykeer nog langer om 'n Bybel te vertaal in 'n taal. So dis nie vinnig nie. 'n Tweede ding, dis nie goedkoop nie. Die 2020 Afrikaanse direkte vertaling wat nou in daai hard lockdown tyd van COVID vrygestel is. Daardie Bybel min of meer se vertaling het 25 miljoen rand gekos. Ja, so dis nie iets wat jy sommer net jou vingers klap en dit gebeur nie. En hierdie kom ook uit die aard van die saak uit alles uit skenkings en so uit. Korrek. En dit gebeur in opdrag van groepe en in opdrag van kerke. So daar's 'n storie voordat 'n ou, ons gaan nie net sommer en begin het met 'n Bybelvertaling omdat ons 'n bevlieging gekry het. Maar dis nou net by wyse van spreuke, maar iets wat dan nou verder gebeur op hierdie oomblik in Suid-Afrika, is ons besig met 4 vertalingsprojekte in 4 tale. Die een is Kelovedo, en die ander is Tishanglanganu wat gebeur in die noorde van die land. Nou sê ek vir mense, het jy nou al ooit van daardie tale gehoor? Nee, glad nie. Presies.
En tog is daar genoeg mense wat daardie taal praat Om die behoefte te om dit te yes. regverdig Ja. om te vertaal. En dan is die ander twee gebeur hier op ons drempel in Kimberley. Vertel vir my. Die een is Ku en die ander een is Kwedam. Nou Ja. beide van hierdie twee tale is tale van die San. Hulle is baie spesifiek, is nie die Khoisan, dis San tale, nie Khoisan tale nie. En daar is genoeg mense wat hierdie tale praat van Kimberley af regdeur tot in Namibië. Om dit ook te regverdig. Om dit te regverdig, gedorie. om in daardie tale te vertaal. Nou, Nog 'n wanneer 'n interessante ou feit. vertaal, Ja, sit jy natuurlik met 'n paar uitdagings partykeer. Ek gaan nou vir jou een storieetjie vertel, maar asseblief, ja. net om so 'n die uitdaging te illustreer. As jy in Exodus lees, dan waar die volk nou met die Pasga voor die tydens die Pasga moet hulle nou die lammetjie slag en dan moet die bloed aan die deurkosyne Kusyn gesmeer gesmeer raak word, sodat ja. die doodsengel kan verby die huis gaan. Nou is die vertaling in die ou Afrikaans het hy gesê met 'n hisoptakkie moet daai bloed aangesmeer raak. Die 2020 Afrikaans gaan sê nee, dit is 'n marjolein takkie. Is dieselfde ding, is net verskillende woorde. Dis dieselfde tipe ding. So marjolein takkie met daai aangesmeer raak. Maar nou het jy te doen met santaal. Taal, ja. Nou ek en jy weet wat is marjolein, want dis 'n krui. Ons gebruik dit. Ons is bekend daarmee. Maar die San mense het nie in hulle kultuur Te doen gehad met ja. marjolein ooit nie. Hulle het nou nie kruie op daardie vlak bymekaar gemaak en so. So nou het jy 'n woord wat marjolein is, Maar nie maar 'n in taal. Ku en in Kwedam is daar nie so 'n woord nie. Nou wat maak 'n mens nou? Nou slaan jy die telefoonlyn in Namibië toe en is heen en weer en is praat die kant toe en daai kant toe en op die ou end maak jy 'n nuwe woord. Want die Ku mense moet ook op die ou end 'n woord hê vir marjolein. Ek En verstaan. die rede is spring 'n bietjie later vorentoe en dan kom jy daai woorde weer en weer te, byvoorbeeld later wanneer Aaron moet bloed sprinkel teen die altaar wanneer die tabernakel nou al aan die gang is en gebou is en later wanneer die offers kom, dan bly hierdie marjolein ding opduik die Weer na hele vore tyd. kom, ja. So jy kan nie net sê ag, dis een keer ons hoef hom nou nie te hulle het nie 'n woord daarvoor. Dis nou jammer. Is nou maar so. Jy moet moeite doen daarmee want hy duik weer op en weer. En dan moet jy nou maar 'n konstruktiewe woord maak. En dit is byvoorbeeld ook een van die redes hoekom 'n ou nie net dat kunsmatige intelligensie kan nie vir jou 'n Daai Bybel tipe vertaal ding nie. nee. Daai nuances moet gebeur tussen brontaal of taalsprekers, gewone ouens wat die taal praat en dan kundiges wat Hebreëus en Grieks kan lees en kan help en dan tussen daai klompe moet daar iets nuuts tot stand gebring raak. Ek brand om te weet wat was die woord wat toe gemaak was. Weet jy dalk? Nee. Ons sal daai los vir 'n ander gesprek, dan kan ek uitvind. Elrika, dankie. Dankie dat jy met ons kom deel het. Ons verstaan almal 'n bietjie beter wat se funksie die Bybelhuis verrig en die werke wat jy doen. Dankie vir jou kennis en jou wysheid wat jy met ons kom deel. Dit is regtig aangenaam om jou hier te gehad. Ag, dis net 'n voorreg. Baie dankie. Was dan Elrika van die Bybelhuis wat ons by hoe knop my tong nou so, ekskuus tog. Dit was dan nou Elrika Senekal van der Berg wat by ons kom kuier het van die Bybelhuis. Hey, sy. Baie dankie.